this for your glory. All of this for your glory. Yeah, all of this for your glory. Yeah, all of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I who live, Oh, now Jesus lives in me. for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Waar zal ik gaan? Bij wie zal ik schuil als mijn hart in stukken ligt en ik voel niemand mij wil eer? Wie zal ik vragen? Waar zal ik huil als mijn hart hier binnen pijn en ik voel niemand ver voor mij? He is mijn star. He zal verstaan. Vader, ik val in uw arms. Hier kan ik rust, want u het my lief, net soos ek is. Vader, ek val in uw arms. Dis veilig vir my om alles te gee en by u te bly. Vader, ek sal u vertrou. Waar zal ik gaan? Bij wie zal ik schuil als mijn hart in stukken ligt en ik voel niemand mij wil heen? Wie zal ik vragen? Waar zal ik huil als mijn hart hier binnen pijn en ik voel niemand ver voor mij? U is mos daar. U sal verstaan. Vader,
ons U vanoggend aanbid, dan is daar soveel dankbaarheid in ons, dat U vir ons 'n toevlug is, 'n skuilplek, dat ons geborgenheid by U kan kry, dat maak nie saak wat in ons harte aan die gang is nie, wat ook al in jou hart vanoggend aan die gang is, of dit seer is, en of dit verlange is, en of dit, wat 'n gevoelens daar is, 'n mens se hart raak so maklik die mekaar, kan jy weet God is daar, en soos vir die verlore seun staan hy met oop arms, en hy wil jou ontvang, en hy wil jou vasdruk, en Here, ons aanbid U as die God wat omgee vir ons. U is nie die afgetrokke God nie, U is nie daar ver weg nie, U los ons nie maar oor aan onsself nie, maar U is by ons, in ons pyn, in ons nood, in ons verwarring, in ons deemekaarheid, is U by ons, ook in ons opgewondenheid wil U by ons wees, wil U deel daarvan wees, want U is 'n persoonlike God, en ons is in 'n persoonlike verhouding met U betrokke. Dankie dat ons met U kan praat, reg hierdie dag, elke oomblik van ons lewe. Amen. Vriende, baie welkom by ons aanlyn diens, met al die nuwe reëlings en afbeweeg na inperking vlak 1, sal dit een van die laaste dienste wees wat ons opneem en dan stream. Ons gaan terugbeweeg na die auditorium en ons gaan weer die lewendige dienste daarvan af stream vanaf Oktober. Die eerste Sondag in Oktober, en ons wil nou al reeds sê, jy moet so lank begin met voorbereidings om alles in plek te kry en ook in die geestelike realm in te beweeg vir wat vir ons voorlê. Is daar die 30ste September, die Woensdag aand, 'n lofprysing en aanbiddingsaand in die auditorium. Jy kan 'n hamburger, cheeseburger en fries bestel vir R35 wat jy voor die tyd kan eet vanaf 6uur. Die byeenkoms is 7 tot 8, power hour, waar ons regtig die aangesig van God wil soek, ook nie net vir ons eie lewe nie, maar ook vir die kerk in hierdie tyd en vir Vredelust gemeente en familiekerk baie spesifiek. So bespreek by Ilana, indien jy iets te ete voor die tyd wil hê. Ons jeugbedieninge is reeds aan die gang. Vleg kry baie goeie getalle op 'n Vrydag aand, hulle kom Sondagmiddag by mekaar. Ons kinderkerk is aan die gang en ook kinders wat opgepas word. So met al die nodige versigtigheid en voorsorgmaatreëls. Liewe vriende, ons weet die pandemie is nog nie verby nie. Glo ons tog ook dat dit belangrik is dat gelowiges by mekaar moet kom binne al die voorskrifte. Bring jou masker saam, jy gaan nie toelating kry sonder jou masker nie, maar kom aanbid en hou aan om mekaar se hande in hierdie tyd te vat. Weet jy, wanneer ons offergawes vandag gee en wanneer jy nadink oor 'n offergawe, dan is daar een aspek. Daar's baie aspekte wat vir 'n mens opval. Daar's soveel aspekte dat 'n mens vanuit soveel hoeke hierna kan kyk, maar die een wat ook belangrik is om te onthou, is die kwessie van gereeld, dat 'n mens gereeld moet gee. Dis nie af en toe nie. Dis nie 1 of 2 keer 'n jaar nie. Dis nie wanneer jy bonus kry of die jackpot gewen het nie. Jy kan natuurlik dan ook gee en dit sal welkom wees, maar dis ongereeld. Ons sien in die Nuwe Testament hoe die Nuwe Testamentiese gelowiges gereeld. Ons lees elke Sondag. Dit beteken maar net hulle elke keer wanneer hulle geld gekry het, hulle is weekliks betaal die meeste van hulle, en dat hulle dan gereeld dit op sy gesit het, sodat dit nie 'n kwessie is van raap en skraap en rondval en kyk nie, maar gereeld. En weet julle, ek het net die behoefte vandag om vir julle dankie te sê wat so gereeld gee. Daar's soveel van julle, dat ons met groot dankbaarheid kan getuig, dat ons eerste 6 maande van die jaar, ons maar net so 'n klein bietjie onder ons begroting is. En ons kon dit uitskakel deur uitgawes te sny, sodat ons in dankbaarheid kan sê, dat ons kan ons verpligtinge nakom wat ons moet nakom. So wanneer ons kyk na die offergawe vandag, weet, daar's dankbaarheid, en dis nog altyd by Vredelust en by familiekerk 'n teken van getrou mense wat hier aanbid, wat getrou is, wat gereeld hulle gawes gee, sodat ons ook daarop kan staatmaak en die nodige beplanning kan doen en voorsorg vir wat moet gebeur in die gemeentes. Ons sê vir julle baie dankie, ons sê vir die Here dankie. Here, dankie dat daar in Vredelust en 'n familiekerk
getroue mense is, wat gereeld hulle gawes gee. Ons weet dit is 'n beginsel, dis 'n koninkryk beginsel, en ons is baie dankie, sê baie dankie vir almal wat hier volgens hulle lewe inrig. Amen. Goeiemôre Vredelus gemeente, is weer goed om met mekaar vanoggend saam te praat, en ek hoop jy praat saam, terwyl dit nou voorkom of dit net een rigting is, hoop ek dat daar meer as een rigting is, in die opsig dat julle met mekaar saam praat op dit wat julle hoor, en dit wat die Here op julle harte druk, terwyl ons so saamgesels. Julle stem nog saam met my dat die Bybel 'n wonderlike boek is. Dat die Bybel God se woorde aan ons is, en dat ons oor lewe, alles in lewe, kry en leer vanuit God se woord. So is dit ook dat ons in die Bybel, wat dan bestaan ons uit twee dele, die Ou Testament en die Nuwe Testament, kry dat daar voorbeelde van afgoderry is in die Bybel. Ons kry dit veral in die Ou Testament, waar jy sekere afgode sal kry, en daar word na hulle verwys as valsgode. Kom ek noem party van hulle name vir jou, jy kon dit dalk nog nie gehoor het nie, maar wat sommer vir wat dit werd is, daar's Astarte, daar's Baal, kon jy dalk gehoor het, Kamos, Dagon, die Egiptiese gode, Marduk en Milkon, en dan is daar die baie bekende goue kalf. Ek is seker daarvan, meeste van julle het al te doen gehad of het al gelees oor die goue kalf. Ons lees oor die meer bekende goue kalf as 'n afgod, dat dit 2 keer in die Bybel voorkom. Eers aan die voet van die berg Sinaï, wat deur Aaron gevorm is, en die tweede in die regering van koning Jerobeam. Skryf dit daar in 1 Konings 12, vers 26 tot 30. En in albei gevalle was die afgode fisiese voorstellings wat gemaak is van Jahwe, van God, en deur hom as sonde beskou is. Omdat hy beveel het dat daar geen beelde van hom gemaak sou en moet word nie. Julle sal dit dalk baie goed onthou. As jy daar in Eksodus 20 gaan lees, dan kom jy agter dat God vir ons sekere reëls gee, sekere wette gee. Ek weet dit is woorde wat in die moderne tyd nie baie goed afgaan by baie mense nie. Mense hou nie daarvan om te hoor daar's reëls en wette nie. In die Bybelse tyd was daar verwys na gebooie. Maar God het dit om 'n spesifieke rede, het hy dit vir sy mense, vir wie hy lief is, het hy vir hulle gesê, hier is my riglyne dan, hier is my parameters, wat ek vir julle gee, wat ek wil hê julle moet volg, waarbinne julle moet bly. Dit gaan lewe vir julle actually baie makliker maak, en beter maak en aangenamer maak, al voel dit baie keer vir jou of die partytjie bederf word deur hierdie riglyne wat vir jou gegee word. En in Eksodus 20, sommer in die begin van hierdie 10 gebooie, en julle sal onthou dat die eerste 4 gebooie gaan oor 'n verhouding wat ons het met God, en dan die laaste 6 gebooie gaan oor verhouding wat mense met mekaar het, naastes met mekaar het. En dan binne hierdie eerste 4 gebooie lees ons die volgende in Eksodus 20 vers 3 tot 5. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my.
Ons lees in ander vertalings, in die Nuwe Lewende vertaling, ek die Here jou God is jou enigste God, wil jou enigste God wees. In die ou vertaling 53 lees ons, ek die Here jou God is 'n jaloerse God. En dis die rede, hy het 10-10-1 geweet, ons sal nie naby kom aan 'n beeld wat soos hy lyk, of wat soos hy is, of soos hy bestaan, of soos hy kan doen. Hy het dit goed geweet, want hy is soewerein God. Hy is die eerste en die enigste, hy is die oppergesag. Die God van hemel en aarde, die een wat geskep het, die een wat herskep het in Jesus, die een wat weerkom in Jesus. So hy het goed geweet, daarom sê hy, geen ander gode sal julle maak nie, en julle sal hulle nie vereer nie, julle sal hulle nie dien nie, want ek is die enigste God. Ek is 'n jaloerse God. Ek vra onverdeelde trou. Onthou daai woorde as ons verder praat met mekaar vanoggend. Nou sal jy dink dat hierdie afgode, terwyl dit nou hoofsaaklik in die Ou Testament is, miskien dalk net daar voorkom. Maar net 'n bietjie. As ons 'n bietjie in die Nuwe Testament gaan blaai en lees, dan kom ons agter dat Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 7 die volgende sê: julle moenie afgode dien, soos party van die Israeliete dit in die Ou Testament gedoen het nie. Interessant dat Paulus in die Nuwe Testamentiese tyd, waarin ons eintlik nou maar vandag is, die mense waarsku hierteen. Wat beteken, daar moes afgode wees. Daar moes afgode voorkom, ook in die Nuwe Testament tyd. Nie net die slange en die altare en die tempels en die kalwers van die Ou Testament nie. Dan sal ons seker nou vanoggend vir mekaar moet vra, maar hoe lyk 'n afgod? Wat is 'n afgod? Wanneer raak iets 'n afgod? Wat is die kriteria wat ons daar moet stel om te sê, maar hierdie is 'n afgod? Ek het 'n bietjie gaan search, soos ons almal maar doen, en ons geleerde vriende by Wikipedia het die volgende vir my gegee. Jy sal dit geflits sien op die skyfie daar op jou skerm. Sê die volgende oor idolatry. Idolatry, luister baie mooi. Idolatry is the worship of an idol or cult image, being a physical image, such as a statue or a person in place of God. In Abrahamic religions, namely Judaism, Christianity, and Islam, idolatry connotes the worship of something or someone other than God, as if it were God. Soos net tyd gehad het om net by hierdie paar woorde en definisie te kon stilstaan vanoggend en dit 'n bietjie te unpack, dan sal ons baie vir mekaar. Ek wil so een of twee goed net vinnig uitlig. A physical image or a person in place of God, something or someone other than God, as if it were God. So dit lyk vir my, dit is, en ek het vir myself probeer 'n bietjie afvra, hoe gaan ons dit nou trechter, hoe gaan ons dit fyner kry, of kan beskryf, dat ons vir mekaar in doodgewone taal kan verduidelik, wat 'n afgod is, wat 'n afgod doen, wanneer raak iets 'n afgod. En die woorde wat by my opgekom het, terwyl ek hieroor gedink het, en regtig diep nagedink het oor, was die woorde in die plek van. In die plek van. Nou wat is in die plek van wat? Iemand skryf hieroor, hy sê, ons as mense vandag het tyd, ons het aandag en fokus, en ons het geld, ons het hulpbronne. En wanneer hierdie drie meer aangewend word of gebruik word terwyl jy besig is met die ding, byvoorbeeld, en ek kan vir jou 'n paar voorbeelde noem, waarmee jy dalk sou kon identifiseer vanoggend, want ons moet uitkom by tipe van moderne afgode, iets soos werk, iets soos selfs jou man of jou vrou, iets soos jou liggaam, iets soos sport, iets soos
'n stokperdjie, wanneer dit die plek begin inneem, die tyd, die aandag, die fokus, asook geld, die plek inneem van diens aan God, eer aan God, want onthou nou wat ons gelees het in Eksodus 20, onverdeelde trou, ek wil geëer word, ek wil gedien word, en dit lyk my ons kan met die tyd en met die aandag fokus, as ook met geld of ander hulpbronne, kan ons so besig raak en omgaan, dat dit heeltemal buite balans, heeltemal te veel raak in terme van ons tyd en ons aandag en ons selfs ons geld of ons hulpbronne in ons verhouding met die lewende Here. En net jy en ek sal vanoggend weet presies hoe dit lyk, hoe dit vertoon, hoe dit in elke dag se lewe daarna uitsien. Iets anders wat natuurlik ook geweldig baie van die moderne mens of postmoderne mens, ek kan ook nie eers meer bybly waar ons is in vandag se tye nie, maar wat ook geweldig baie in tyd en aandag fokus en geld en ander hulpbronne in beslag neem, is iets soos sosiale media status. Nou, lyk dit my, as ons nou gaan kyk na ons definisies en hoe ons volgend met mekaar praat oor, dat die tipe van goed afgode kan raak. Dit kan doodgewoon soveel in beslag neem, dat ons nie by die eerste uitkom nie, by die enigste uitkom nie, by die belangrikste uitkom nie. Ek vermoed toe Mark Zuckerberg Facebook, dit het ook seker ergens in 'n garage begin, want lyk my al die ouens begin ergens in 'n enkelkamer vertrekkie of in 'n garage of iets. Nee, ek vermoed nie, ek weet, hy het eintlik 'n baie goeie onskuldige intensie gehad toe hy Facebook begin het, en dit was om 'n meisie te soek. Hy het 'n meisie op kampus gesoek, toe begin Facebook. Kyk, waar is Facebook vandag? Ek dink die ander baie belangrike ding wat ons volgens vir mekaar moet sê oor tegnologie is, dat tegnologie het die wêreld vir almal vir ewig verander. Wel, punt, dit is doodgewoon so. Ek kan my swaarlik 'n lewe indink vandag, sonder tegnologie en al die toestelle en al die koneksies en jy weet die hele storie. Dit het die wêreld verander. Dit het in baie opsigte die wêreld vinniger gemaak, vergemaklik, verbeter, groter effektiwiteit en produktiwiteit vir baie mense gebring. Maar ek is ook oortuig daarvan vanoggend, soos ons met mekaar saampraat, dat die sosiale media ook minder goed gehad het en steeds het. Die rede hoekom ek dit sê is, ek lees in die week 'n paar goed wat vir my laat skrik het. Kom ek lees jou hierdie eerste gedeelte. My teenage daughters showed me the Instagram accounts of their friends and explained how some of them set up fake likes. One teenage girl had only 112 followers. Her pics usually got 30 to 40 likes. But suddenly, she would have 400 or more likes with only 112 followers. Evidently, she had an app that helped her obtain fake likes. Het jy dit geweet? Ek het nie, ek het dit die week eers agtergekom. Wys hoe ver agter ek met die goed is. 'n App wat vir jou fake likes laat create. This makes absolutely no sense to me, but then, I'm not a 6th grade girl. She certainly feels pressure that I don't know anything about. But I also know respected leaders who didn't have the number of Twitter followers they wanted. So they bought fake followers to give the illusion of success. Seriously. Jy sien, as sosiale media die tipe van goed begin na die tafel toe bring en veroorsaak, dan moet 'n mens begin rooi ligte en gevaarligte sien aankom, want dit raak 'n ongesonde, wil amper sê obsessie, om gelike te wil word,
om gefollow te wil word. Wat my bring by die volgende ding, en dit het te doen met een van die mens se twee grootste behoeftes wat mens vandag het, naamlik aanvaarding. Statistiek en navorsing het bewys dat 80% van mense wat sekere posts maak, het sy waar ook al, ek ken nie eens al die platforms nie, het een of ander onderliggende iets oor hulle self wat hulle promote. Jy sal bitter min sien dat mense iets daar buite uitsit wat nie hulle self insluit nie. Dit is so of op 'n subtiele manier is dit 'n promotion of self. Dit is so asof dit my moet help om in lewe aanvaar te word. Die moontlikheid bestaan dat jy aanvaar wil word want jy is al jou hele lewe lank verwerp of nie ingesluit nie. Ons het nie tyd om oor al die goed te praat nie. Ek sit dit net op die tafel vanoggend. Dit bekommer my as ek die goed lees, as ek die goed agterkom. Mense met fake apps vir likes en vir followers. Mense wat die hele tyd goed oor hulle self post vir aanvaarding. In daai selfde 10 gebooie wat ek nou gelees het, kry ons 'n opsomming van die wet in die Nuwe Testament. En die tweede deel van daai opsomming van die gebooie of van die wet in die Nuwe Testament, hoor ons sê die Here Jesus, jy moet jouself ook lief hê. Jy moet my, die Here, jou Here, my God moet jy lief hê, met jou hele hart, siel en verstand, maar jy moet ook jouself lief hê. Net soos wat jy ander lief het, moet jy jouself ook lief hê. Dit wil vir my egter voorkom, liewe vriende, in hierdie sosiale media mal wêreld waarin ons is, dat mense eerder ingestel is op love thyselfie as op love thyself. Ek jy geweet byvoorbeeld dat in 2013 het die Oxford Dictionary hulle woord van die jaar bekend gemaak. Hulle woord van die jaar vir 2013 was selfie. Jy sien, weer eens 'n beheptheid met self. Dis iets van 'n self-centeredness, terwyl ons eintlik in die Bybel lees van self-surrendering, self-denial. En ek kan vir jou 'n teks daaroor lees. In Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Don't put yourself out there, verloon jouself. Jy moet jou kruis opneem, jy moet my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Jy sien, dis nie 'n selfie in terme van self-centeredness nie, dis 'n self-denial. Dis 'n verloon van self. Ek het ook hierdie week by myself daaroor gedink, as ons al hierdie obsessies met likes en met followers en met friends en met comments net kon skuif na om vir mense te laat verstaan, Jesus doen dit elke dag. Ek bedoel in sy woord. Hy like jou man, hy's lief vir jou. Hy sê vir jou, wat 'n vriend het jy in Jesus. Hy is en wil jou beste vriend wees. Hy comment oor jou 24/7 elke dag comment hy oor jou. Maar nou gaan jaag ons die goed van ander. En ons kry party en ons kry party nie. Nou hou dit ons hele lewe besig. Want hoekom het die een gelike en hoekom het daai een nie gelike nie? Hoekom het die een gecomment, hoekom het daai nie gecomment nie? Hoekom het die dit gesê? Nou gaan jy op 'n trip. Jy raak later aan so die mekaar. Jy is so verstrengel later aan. Jy probeer ontrafel. Wie wat oor wie gesê het en jy verstaan. Sosiale media status is ek oortuig van, het 'n afgod geraak. Dit het gekom in die plek van tyd, aandag, fokus en geld selfs. In die plek van 'n gesonde verhouding met die Here Jesus. Ek wil volgens vir jou 'n voorprent wys van
'n Netflix rolprent fliek wat 9 September begin verskyn het, begin draai het. Ek wys vir jou net 'n tongtippie hierso vanoggend oor the social dilemma. Kyk asseblief na hierdie 2,5 minute en as jy enigstens toegang kan kry tot Netflix, kyk hierdie dokumentêr met die naam The Social Dilemma. Jy gaan nie net op jou rug val nie, jou hare gaan rys oor dit wat jy hierin gaan sien en gaan kry. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Iemand anders skryf oor hierdie sosiale media. Hy sê, if you are checking multiple times a day to see what people are saying about you, let's call that what it is, idolatry. If your identity comes more from who follows you, who likes you, what they said and what they think about you, rather than who God says who you are, it's time to take this issue to God. Liewe vriende, ek is oortuig ook daarvan dat daar kom 'n punt wat sosiale media as 'n tipe van idolatry 'n probleem begin raak as dit buite beheer raak. As dit destruktief begin raak, as dit iets aan jou menswees begin doen wat nie veronderstel is, wat God nie veronderstel het. As iemand wat hy geskep het, as die kroon van sy skepping, jou deel moet wees en jou deel moet raak in hierdie lewe nie. Markus 8 vers 36 lees ons die volgende. Wat sal dit jou tog help, as jy alles in die lewe bereik, as jy elke moontlike platform op sosiale media in is, en aktief by betrokke is, wat sal dit jou help, as jy dit alles bereik het, maar jou diepste menswees ly skade? Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy siel te verloor? Wat help dit ons? Wat beteken dit nou vir ons? Julle, daar het so 'n ding met my gebeur 'n maand gelede. Ek het, en ek wil nou nie name noem nie, want daar's dalk mededingers wat my nou sal kwaadlik neem as ek nou die spesifieke maatskappy se naam noem, maar jy kan dalk afleidings maak as jy wil.
Ek het so 'n maand gelede het ek vir my 'n drive sensor gekry. Ja, dit het te doen met punte en dit het te doen met hulle sê natuurlik nou alles met veiligheid op die pad en voorkomend en dit is wel so, dit is inderdaad so. Maar ek wil vir jou sommer 'n kategorie sê, dit gaan vir my oor punte en ek gaan minder petrol betaal en hoe ek ry maar een van die goed wat daai sensor ook optel, as jy met jou foon in die kar praat. Ek het lanklaas in my lewe so 'n bevrydende ervaring gehad van ry in my kar en ek hoor die hele tyd piep 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 en dan lei hy en ek mag aan die toestel raak en ek kan hom optel, maar dit is eintlik vir my so bevrydend om net vir hom te laat weet, dude, ek kan nie nou naby aan jou kom nie, want ek gaan nie die punte verloor en ek gaan nie my petrol afslag kry vir die maand nie. Wiele, daar's iets van 'n afstand rondom die tipe van goed wat ek dink wat ons in lewens moet inbou. En dit het my gebring en ek het weer gaan lees wat Richard Foster skryf oor die geestelike dissipline van vas. Waar hy ook spesifiek verwys na tipes vas. Jy kry 'n kosvas, jy kry 'n watervas, jy kry 'n media vas. Maar ek dink regtig waar, ons moet 'n soort van 'n sosiale media tegnologie vas inbou in ons lewens. Ek sien so elke nou en dan sien ek iemand op Facebook wat baie lief is vir die Here en 'n wonderlike bediening het, sy vrou. En ek het nou eendag gesien, sy was vir 'n paar dae glad nie, sy doen ongelooflike werk ook op sosiale media. En nou eendag toe kom ek net agter sy sê ek's terug. Ek het vir 7 dae op 'n sosiale media vasgegaan. Ek het 'n vermoede ons sal aan die tipe goed baie prakties moet begin dink. Om net toe te laat dat die lyne, ek weet nie wat jy dit noem nie, die koneksielyne, ons nie so intoxicate nie. Dat ons net weer terugkom waar ons hoort. Dat ons net weer terugkom by die plek waar God wil hê ons moet wees. Dalk is dit so dat ons lees in Rigters 6, die Here vir Gideon sê, Gideon, kap hy altaar van jou pa, die Baal altaar van jou pa, kap hom af. Kap hom net doodgewoon af. Ek weet nie wat jy moet doen in terme van jou afkap of jou regstel of jou reset of jou tyd wat jy dalk moet net 'n bietjie heroorweeg rondom jou connected wees. Ek weet nie wat jy daaraan moet doen nie. Maar een ding weet ek wel, en dit is dat ek en jy, Stephen Covey praat in sy boek 7 Habits of Highly Effective People, skryf hy oor eerste dinge eerste. En ek het nog hulle vermoede, ons sal weer daarby moet uitkom, waar ons weer moet kyk na prioriteite. En tipe van goed wat ons kan help, en ek weet nie of jy al van 'n lakmoestoets gehoor het nie. Figuurlik gesproke is 'n lakmoestoets 'n toets wat uitsluitsel gee oor iets wat onseker of twyfelagtig is. En kom ek noem vir jou een vanoggend wat ek graag wil hê jy saam met my die toetsie moet skryf. Wat is die ding waarmee jy gaan slaap? Is dit dalk 'n skreen? Kom ek vat hom verder. Wat is die ding waarmee jy wakker word? Wow, nou wil ek net sê, as jy gryp in die oggend na jou foon om die Vredelis dagstukkie te soek en te lees en toe te laat dat die Here jou daardeur beïnvloed vir die dag en inspraak gee en vir jou help om deur die dag te kom, dan het jy die toets geslaag, dan is dit okay, dan is daai skreen okay. Maar ek is nie so seker dat almal gryp na hulle fone om die Vredelis dagstukkie byvoorbeeld in die hande te probeer kry nie. Hoe het jy gedoen met hierdie lakmoestoets? Waarmee gaan jy slaap en waarmee word jy wakker? Is dit dalk 'n skreen? Geen wonder hulle praat van die teenagers vandag as die screenagers nie. Want alles is op screens, alles is net plain op skerms. En dit het so invloed van buite op ons lewens, dat ons net nie altyd lekker dit reg kry om dit weer reg te trek nie. Ek het 'n tweede vraag wat ek, en ek begin nou klaarmaak, wat ek vinnig vanoggend vir jou wil vra.
Dis sommer sulke goedjies wat jy net jouself aan kan toets. If only I had streepie, I would be fulfilled and happy. Ek het myself afgevra die week. If only I had Jesus only, would I really be happy and fulfilled? Like ek Jesus so, dat ek met hom alleen sal kan klaarkom, sal die lewe kan doen. Dis 'n vraag en 'n antwoord wat seker nou baie skeef getrek word, maar ek wil sommer net vir jou 'n bietjie aan die dink laat sit vanoggend. Is jy okay daarmee om te sê, maar Jesus is ek en jy. Ons vat hom by die horings. Ons gaan hierdie lewe vat. Sien, want die psalmdigters skryf, en ek flits dit daar vir jou op die skyfies. Die psalmdigters gebruik woorde soos longing, yearning, thirsting, panting. Is ek en jy regtig op die plek waar ons vanoggend kan sê vir onsself en vir mekaar en vir ander, dit is ons lewe. Ons yearn, ons soek, ons long, ons thirst, ons pant, soos daai bokkie by die water. Is ek okay daarmee dat ek net daar by die fontein van die water gaan sit en ek drink net die water, die lewende water van die lewende fontein? Is dit okay vir my? Like ek Jesus soveel dat dit doen vir my? Of het ek die hele tyd net 'n klomp goed nodig om my aan die gang te hou? Om die lewe vir my so vol as moontlik te maak dat ek nie uitkom by een of ander koneksie met Jesus nie. Want al die ander goed wat my connect, hou my eintlik maar op 'n manier weg daarvan. Soos ons vanoggend met mekaar gepraat het daaroor. Kom ons doen 'n gebed saam. Kom ons souk net in dit wat ons vanoggend vir mekaar gesê het en ons dink 'n bietjie oor die afgode in ons eie lewe. En met spesifieke verwysing na die hoeveelheid tyd, die aandag en die fokus en die geld selfs wat ons spandeer op ons sosiale media status. Wil ons so belangrik wees vir ander en ons eie lewe verloor. Nie 'n lewende, aktiewe, diepgaande verhouding met Jesus sien nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom vanoggend na U toe met hierdie woorde. We long, we yearn, we thirst, we pant. Na U, Here. Ons soek na U, Here. Ons soek vir U, Here. Ons weet dat sonder U kan ons nie, sonder U wil ons nie. Ons het 'n behoefte daaraan, Here, dat U vir ons optel. Ons het 'n behoefte daaraan dat U vir ons dra. Ons wil die French goed, wil ons net sny, Here. Dit raak baie keer so gekompliseerd. Soos ons tied up raak en soos ons met hierdie koneksies dit veringewikkeld soms. Ons wil net eenvoudig kom sit in U teenwoordigheid vanoggend, Here. En ons wil net vir U sê, Here, help ons om te herstel daai eerste liefde. Ons weet dat die ware liefde gaan oor hoe groot U vir ons lief gehad het, maar ons wil daai liefde terug lief hê. En ons het U genade daarvoor nodig ook vanoggend, Here, dat U vir ons sal help daarmee. Asseblief, Here, dat ons net sal uitroep, uitbasyn, ek like Jesus, sonder hom
is ek niks. Dankie Jesus. Amen. Soos 'n wildsbok wat smag na waters, mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in die teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildsbok wat smag na waters, mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in die teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in die teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. 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 Liewe vriende, baie dankie dat jy vanoggend weer eens op hierdie manier saam met ons was. Ons is nie seker wat die volgende maand of 2 inhou nie. Julle moet maar al ons nuusbriewe en websites en goed dophou oor ontwikkeling by Vredelust, want hier staan die goed nooit stil nie. Ons probeer regtig mense bymekaar kry en mense bymekaar trek. So hou maar net al die sosiale media boodskappe dop, sodat ons vir jou op hoogte kan hou van wat volgende gebeur rondom bymekaar kom. Ja, en mag jy en die Here sommer net ergens baie prakties so 'n bietjie drawing board toe gaan oor jou eie tyd en aandag met betrekking tot jou sosiale media lewe. Ek is nie seker jy weet of dit vir jou grense aan afgod nie. Miskien. En ons almal het van tyd tot tyd nodig om bly net die goed reg te trek en te herstel. En dalk is daar vanoggend so 'n geleentheid wat jy met die Here die saak kan regmaak en uitmaak, sommer net om alles weer mooi bymekaar te maak soos in die begin. Ontvang die seën van die Here en gaan leef daarin vandag en in die week wat kom. Mag die liefde van God, ons Jahwe God, ons Skepper God, die een wat vir ons so lief is, wat ons so like, en die genade van sy seun Jesus Christus, die een
wat vir ons nuwe lewe kom gee het. En die gemeenskap en die fellowship van die Heilige Gees met ons wees en met ons bly totdat hy ons weer kom haal. En ons almal sê saam, Amen. Wat nog aankomt. Je zag, laat ze vlug. De koning van mijn hart vertrouwen verkeerde. Daarom val ik op mijn knieën. Verwonder en worry, die is ons God. Ons grote God. Zo lig jou hand. Ons eeuwige Vader, Prins van vrede, van liefde en van moed. Hy die kragte stuur om sy woord te verspreid, sodat ander op sy liefde kan verleid. Oh, oh, oh. Wat was en wat nog komt. Vir ons gesterf, nou soms vry gekoop. Oh, die hemel gaan een feestheid vir ons weer. Daarom val ek op my knieën, verwonder en worry, die is ons God, ons grote God. So lig jou hand. Prins van vrede, van liefde en van moed. Hy is om sy woord te verspreid, sodat ander op sy liefde kan verleid. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande. Daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande. Op my hande, op my hande, daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, lig ek op my hande, na U, op na U, na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kragte stuur om sy woord te verspreid, sodat ander ook sy liefde kan kry. Sluit jou hande na ons ewige Vader, Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kragte stuur om sy woord te verspreid, sodat ander op sy liefde kan